om saam met te blaai in die woord van die Here na Johannes, hoofstuk 4, Johannes hoofstuk 4, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 31 tot en met vers 42. Johannes hoofstuk 4, vers 31 tot 42. Natuurlik hierdie gedeelte, hierdie verse op die rug van Jesus se ontmoeting by die vrou by die put van Samaria, by Sigar, en natuurlik so 2 weke terug het Pastor George, het hy ook gepreek oor hierdie gedeelte, waar die vrou kom water skep het, Jesus haar die lewende water aangebied het, en daarna as hy terug na haar mense toe en vir hulle gesê, kom luister, ek dink ek het die een gevind, die Messias gevind, en hulle het kom luister, en uiteindelik het hulle later nie meer haar getuienis nodig gehad nie, maar hulle het self by Jesus vertoef, en hulle het uiteindelik self in hom geglo, en hulle het hulle eie getuienis die wêreld ingedra. Maar vers 31 tot 42, ons lees, die skrif sê, en intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi eet, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op, en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet, dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Net tot sover. Nou, liewe gemeente, vanoggend soos beloof, gesels ek 'n bietjie met jou oor die benadering. Ons het, afgelope tyd het ons 'n boodskap reeks, het ek gepreek, die eerste boodskap het gegaan oor die boodskap, wat ons dra, die evangelie boodskap, en daarna, as Pastor George hier, en die week daarna het ek bietjie gesels oor die boodskapper, dis ek en jy, en dat die Here ons, as sy boodskappers gebruik, om die boodskap die wêreld in te neem, en vanoggend gesels ek so bietjie oor die benadering, wat die boodskapper moet volg, volgens die woord van die Here. Nou, as ek vanoggend met jou gesels oor die benadering, dan beteken dit nie dat hierdie boodskap nou die som totaal is van wat die Bybel ons leer nie, inteendeel, dit sou lekker wees as ons die reeks nog langer kon maak, want daar is soveel benaderinge, soveel maniere, maar ek dink dit is belangrik dat ons, voordat ons enige benadering volg, dat ons kyk na die tydlose benaderinge van Jesus. Wat het hy gedoen? Hoe het hy as die groot boodskapper van die hemel die boodskap van die koninkryk, die evangelie boodskap die wêreld ingeneem? Wat was sy benadering gewees? En ek wil ons met daaruit leer, sodat ons in staat sal wees om tussen Sondag en Sondag, wanneer ons daar by die werksplek is, wanneer ons tussen ons vriende beweeg, en ons sosiale kringe beweeg, waar ook al die Here jou gesit het, dat ons die benadering van Jesus sal volg, want ek glo dat as ons sy benadering volg, dat daar vrug op ons werk en op ons Christelike getuienis sal wees. Een van die dinge wat ek optel of opmerk wanneer ons die Nuwe Testament lees met die oog daarop om die benadering van Jesus na te speur, dan is dit verseker dat hierdie saak, en dit is dat Jesus terwyl hy met mense gewerk het, dat hy niks per toeval of sommer net per ongeluk gedoen het nie. Jesus se benadering was baie intentioneel gewees.
Dis 'n woord wat ek dink jy nota van kan maak, en dis ook met hierdie intentionaliteit wat ek glo die Here wil hê ons moet leef in die dag, veral in die dag waarin ons is. En ons sien dat Jesus nie maar net toevallig deur die lewe beweeg het nie. Die skrif sê vir ons dat Jesus het met 'n goddelike ingesteldheid, 'n bewussyn beweeg en geleef van die wil van God en dit waarmee God besig was. In die spasies waar hy beweeg het en waar hy hom gesit het. Ons dink aan vers 34 van Johannes 4 sê Jesus vir hulle, hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. En ek dink as ons daardie skrifgedeelte lees, is die vraag wat ons onsself vanmôre ook kan vra is, hoe intentioneel leef jy as 'n Christen, as 'n gelowige, in jou dag tot dag lewe? Daar by die werk, daar op die bousite, daar in die klaskamer voor die kinders, daar by die fabriek waar jy tussen 'n verskeidenheid van mense werk. Hoe intentioneel is jy wanneer dit kom by jou getuienis en jou rol as 'n verteenwoordiger van die koninkryk van God? En ek gaan 'n paar dinge sê vanmôre en natuurlik gaan nou nie alles, die skoen gaan nou nie vir elke ou presies pas nie, maar dit is ook so dat as ons nie intentioneel leef nie, as disippels van Jesus nie, dan is daar onderliggend tot ons verstaan dalk miskien iets wat sê, ek dink mense sal seker maar op die een of ander manier by die Here uitkom en die Here vind. Ek hoop maar, of ek dink maar, so my agterkop, dat iemand erns, hopelik met iemand sal praat oor die Here, of hulle sal disipuleer. Hopelik sal hulle iewers dalk by 'n kerk inskakel, dalk sal daar by die kerk 'n program wees wat aangebied word, waar mense gedisipuleer kan word. Hopelik sal daar iemand wees. Of staan ek en jy in die oggende op met die ingesteldheid van Jesus, met 'n bewustheid van ons goddelike roeping as disippels. En nie net dat ons disippels is nie, want 'n disipel is iemand wat Jesus navolg. Is iemand wat sy Bybel lees, is iemand wat lees en leer wat Jesus in die woord vir ons voorgehou het en wat op 'n baie intentionele manier elke dag daarna strewe om te leef en te volg in die voetstappe van Jesus. Maar die Bybel sê vir ons dat ons nie net disippels is nie, maar dat ons ook terselfdertyd geroep word deur die Here om ander te disipuleer. Met ander woorde, God wil nie net hê dat dit by my geestelike transformasie moet bly nie, maar dat dit wat hy in my lewe doen, uiteindelik, dat ek sterk genoeg moet word en toegerus genoeg dat ek kan begin om dit wat in my lewe gebeur het, dat ek dit kan oordra na natuurlik my huiskring is my eerste plek van disippelskap. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, voordat jy oorweeg om enige ander plek te gaan met die evangelie boodskap, maak seker dat jou eie huis, jou eie kinders, jou eie vrou, jou eie man, dat jy intentioneel is met jou eie proses van disippelskap, want ek glo dis die gemeente, dis die primêre gemeente. Dis ons primêre verantwoordelikheid. Voordat ons buite kan die grense gaan, is ons eie huise. Maar 'n intentionele disipel, iemand wat die benadering van Jesus volg, is iemand wat elke dag opstaan en vir homself sê, "Alright, vandag is 'n nuwe dag, vandag is 'n nuwe geleentheid en vandag glo ek kan die Here iemand oor my pad bring wat soekend is na die Here en ek gaan hierdie dag in met die bewustheid dat die Here my vandag wil gebruik om sy koninkryk in iemand se lewe of in hierdie wêreld te laat kom." Kan ek 'n amen kry vanmôre? En Jesus se lewe wys dit vir ons duidelik uit. Jesus het nie toevallig geleef nie. Jesus het doelbewus geleef om die wil van die Vader te doen en om die werk te volbring wat die Here vir hom gegee het. En ek wil ons met kortliks na 3 dinge kyk uit die lewe van Jesus wat die skrif van ons voorhou. Die heel eerste ene is dat
Die skrif toon aan ons dat Jesus 'n bepaalde ingesteldheid gehad het, en dis 'n ingesteldheid wat ook by ons moet wees as ons die groot opdrag van Jesus wil uitleef. Ons sien dit baie duidelik in die verskil tussen Jesus ingesteldheid en die disippels sin in Johannes 4 vers 31 tot vers 35. En hierdie gedeelte natuurlik, hierdie paar verse speel af teen die agtergrond van Jesus wat op reis was deur Samaria. Dit was 'n dorp waar hy deur moes reis. Dit was nie 'n kwessie van dat hy gevoel het hy moet na die dorp toe gaan nie. Dit was op sy pad gewees om by sy bestemming uit te kom, moes hy deur Samaria gaan. En toe hy daar deur Samaria gaan, het hy die disippels gestuur om kos te gaan kry. En daar by die put, toe hy moeg was en dors was, sit hy en daar kom 'n vrou aan, 'n Samaritaanse vrou wat op pad na die put toe was om water te gaan skep. En daar ontmoet hy hierdie Samaritaanse vrou, Samaritane die gemeng met die Jode nie. Dit was sekerlik maar in vandag se tyd soos ons, miskien en ander rasse of kleurgroepe, mense wat nou maar vanweë kulturele grense nie graag met mekaar wil meng nie. En dit was so 'n geval gewees, die Samaritane en die Jode het nie mekaar gemeng nie. Maar daar by die put, by Sichem, daar is hierdie vrou, en daar is 'n geleentheid vir Jesus om in hierdie vrou se lewe 'n verskil te maak. Maar op daardie stadium het die disippels teruggekom nadat Jesus in gesprek getree het met hierdie vrou, natuurlik 'n lang gesprek, die voorafgaande gedeelte, die water, die lewende water wat hy vir haar aangebied het, en Jesus wat homself as ware aan haar bekend maak as die Messias. Later as ons die gedeelte lees, die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk, dan sien ons dat sy hom weliswaar dan later erken het ook as die Messias vanuit hierdie gesprek. Maar die disippels kom terug in vers 31, en toe hulle terugkom, toe sê die disippels vir hom, Rabbi, het u al geëet? Het u al geëet? Dis die heel eerste ding wat op hulle agenda was. Nee, die disippels het met 'n bepaalde ingesteldheid saam met Jesus beweeg. Hulle ingesteldheid het gegaan oor middagete. Hulle het gekyk na dit wat in hulle wêreld gebeur met natuurlike oë. Toe hulle daar aankom, sien hulle die vreemdheid van hierdie gesprek tussen Jesus en 'n Samaritaan. En dan was dit nie nog net 'n Samaritaan nie, maar dit was ook 'n vrou gewees. En hulle vind dit vreemd, alhoewel nie een van hulle vir hom vra, waarom praat hy met 'n Samaritaanse vrou, met 'n vreemde vrou nie. En as ons net hierdie paar dinge raaklees, dan sien ons dat hierdie disippels het met natuurlike oë gekyk na dit wat om hulle besig was om hulle te gebeur. Maar dan kom Jesus en hy antwoord en hy sê vir hulle, hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Jesus se antwoord weerspieël 'n ander ingesteldheid. Waar die disippels net die natuurlike dinge gesien het en ingestel was op die natuurlike dinge, het Jesus in plaas van die behoefte aan kos, het Jesus 'n vrou gesien wat soekend was en wat dors was na die geestelike ewige lewe. Die disippels sien kos, Jesus sien 'n oes. Die disippels sien 'n vreemde situasie, maar Jesus het 'n goddelike geleentheid gesien. En daarom sê Jesus in vers 35, hy sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En Jesus sê eintlik hierdeur vir hulle, hy sê, broeders, dis vir my duidelik dat julle kyk, maar julle sien nie. Julle sien al die gewone dinge raak, maar julle mis die geestelike werklikheid van dit wat om julle aangaan. Daar is 'n vrou wie se hart oop gegaan het en julle het dit nie opgemerk nie. Hier is 'n dorp wat gereed is om die evangelie boodskap te hoor, maar julle merk dit nie. Hier is mense wat die Vader
reeds voorberei het. En die oes is nie vir eendag nie, die oes sê Jesus is vir nou. Dit weerspieël die ingesteldheid van Jesus. Een groep het met natuurlike oë deur die lewe gegaan, blind vir die geestelike realiteit en die nood van die dag, terwyl Jesus met 'n ander ingesteldheid geleef het. En ek dink, terwyl ek hieroor nadink, besef ek by myself dat vir ons, om met 'n geestelike ingesteldheid te leef en deur die lewe te gaan, begin eintlik by gebed. Dit begin by daardie gebede wat ek en jy bid in die oggend wanneer ons opstaan en ons, voordat ons die werksplekke ingaan, die wêreld ingaan, sê Here, gebruik my vandag. Here, stuur asseblief iemand oor my pad wat soekend is na U. Here, in wie se lewe wil U hê, wil U my vandag gebruik? Here, maak my sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Here, help my om nie haastig en blind deur my dag te beweeg nie. En jy weet, broers en susters, hoe dikwels gebeur dit nie wanneer ons die oggend opstaan en ons met 'n lang lys van dinge wat op die taaklys lê, die dag ingaan. En dalk hoogstens vir die Here vra, Here, help my net deur hierdie dag, dat ek net in een stuk aan die ander kant uitkom. Here, gee vir my krag vir hierdie dag. Here, ek het behoeftes, sal U vir my in my behoeftes voorsien. Maar hoeveel keer bid ons vir die Here en sê, Here, gebruik my vandag as 'n instrument in U hand. Here, wanneer ek hier uitstap, Vader, ek weet U sal in al my behoeftes voorsien. Is dit nie wat die Bybel vir ons sê nie? Hy sê, en my God sal in al julle behoeftes voorsien. Daai belofte het die Here gemaak en hy het ook vir ons gesê dat ons mag bid vir die behoeftes wat ons het. Here, gee vandag ons ook ons daaglikse brood. Maar hoeveel keer stap ons by die huis uit en vra, Here, as ek hier uitstap vandag, Vader, sal U my geestelike oë oopmaak sodat ek vanmôre, wanneer ek by my werksplek kom, dat ek sal luister met geestelike ore. Dat ek sal kyk met geestelike oë. En Here, dat U my sensitief sal maak om te kan onderskei, Here, wie vandag deur U Heilige Gees in gereedheid gebring is, wat honger is en soekend is na die evangelie en in wie se lewe ek en jy 'n verskil kan maak. En broers en susters, daarom glo ek is dit waar dit begin. Die ingesteldheid van 'n disipel van Jesus begin in ons binnekamer, voordat ek en jy by die huis uitgaan, die werksplek en hierdie wêreld in. En jy sien, broers en susters, wanneer ons hierdie gebede begin bid, wanneer daar plek in my gebedslewe is vir God se koninkryk en vir dit wat hy in en deur my lewe wil doen, wanneer ek daardie dinge bid, Here, gebruik my vandag, dan stap ek nie meer net Pick n Pay toe nie, maar ek stap met geestelike oë wat oop is. Ek gaan nie net meer werk toe nie, maar ek gaan as iemand wat deur God gebruik kan word. Ek staan nie net meer in 'n ry nie, maar ek vra, Here, is hier iemand wat vandag bemoediging nodig het? Ek ontmoet mense nie net meer toevallig nie, ek begin besef, dalk is hierdie 'n goddelike afspraak. Nou, ek het hierdie week, het ek so 'n goddelike afspraak gehad. Ons het hier by die kerk, het ons die klankinstallasie gedoen, Woensdag, Donderdag en Vrydag saam met ouens wat van Johannesburg af gekom het. En hier was 2 van hulle gewees. Die een was die klankingenieur en die ander een was sy helper gewees. En terwyl ons die afgelope 2-3 dae so bietjie met hulle omgegaan het ek agtergekom, daar's iets wat my in hierdie een persoon wat die hele tyd iets in my gees net so stir. En ek het agtergekom, is 'n vreeslike vredevolle man. Hy's stil, 'n innemende geaardheid, maar dit was asof daar 'n roering in my gees was, iets wat my getrek het na hierdie man toe. In elk geval, die laaste aand, donderdag aand, maak hulle klaar hier by die kerk, so 11:30, of voor dit, eintlik het hulle my gevra om
om hom na die gastehuis toe te vat. En terwyl ons hier uitry by die kerk, voel ek net so roering in my gees en ek begin met hom te praat en ek sê vir hom, hoorie man, ek kom agter, jy's 'n baie vredevolle mens. Hy sê ja, nee, ewe verleë. Ek sê te vir hom, jong, en sê bietjie vir my man, is jy 'n Christen? Kom toe sommer net dadelik uit my hart uit, want ek dog toe man, 'n man wat so vredevol is, hy moet mos 'n Christen wees ten minste. En ek sien sy kop sak en hy glimlag so skaam en hy draai na my toe sê vir my, no, I'm not a Christian. Hy sê, my mother was a Christian, but she passed away at an early age, and then I grew up outside of a church. No, I'm not a Christian. En ek het 'n geleentheid gehad om 'n bietjie met hom te kon deel. En die kort entjie totdat ek hom afgelaai het by die gastehuis. En toe dit gebeur, toe dink ek daaraan. Is dit nie hoe ons veronderstel is om deur die lewe te gaan nie? Met 'n openheid dat die Heilige Gees ons enige oomblik kan gebruik. Ek het dit nie beplan nie, ek het nie met voorbedagte redes in die kar geklim saam met hom nie. In 'n oomblik het die Heilige Gees my bewus gemaak van iets en ek kon die geleentheid gebruik om te saai in sy lewe en wie weet wat die Here deur daai een gesprek in sy lewe ook kon doen. En dis die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra, broers en susters, is met watter ingesteldheid leef jy? Leef jy nog met 'n ingesteldheid wat sê, Here, ek is beskikbaar, Here, gebruik my vandag. Ja, in die tweede plek wys Jesus vir ons in hierdie gedeelte dat elkeen van ons 'n rol het in die oes om te vervul. Daar in vers 36 tot 38, hoor weer wat sê Jesus, hy sê, en hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en 'n ander een wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie, 'n ander het gewerk en julle het in daardie arbeid ingegaan. Ja, geliefdes, dis belangrik dat ons vanmôre moet besef dat wanneer dit kom by ons rol wat ons vervul in die koninkryk van God as disippels en disipelmakers, is dit so dat in hierdie proses wat die Heilige Gees gebruik om mense van die saadjies wat gesaai word in hulle lewe uiteindelik tot by volwasse disippels, dat die Here ons elkeen in daardie proses in mense se lewens wil gebruik. En hier is die realiteit, hier is iets wat ek al hoe meer besef oor die jare soos wat die tyd aangaan, is dat God gebruik verskillende mense op verskillende tye in mense se lewens. As ek terugdink oor my eie lewe, my eie pad, van kinderdae af, van waar ek my eerste blootstelling aan die evangelie van Jesus gehad het, tot uiteindelik waar ek vandag is, as ek terugdink, en dink bietjie terug oor jou lewenspad, hoeveel mense het 'n rol en 'n impak in jou lewe gehad? Ek dink terug aan gesprekke wat mense met my gehad het, vriende wat oor my lewenspad gekom het, mense wat dalk vir 'n kort rukkie saam met my geloop het, en wat 'n belegging in my lewe, geestelike belegging in my lewe gehad het, en later is hulle weer vir 'n seisoen uit my lewe uitgewees. Ek dink aan die talle geestelike leiers, ek dink aan die selgroepleiers wat in my lewe ingekom het. Ek dink aan die preke wat ek gehoor het, verskillende mense op verskillende maniere. En dis presies wat Jesus hier sê wanneer hy praat oor disipelskap. En baie keer dink ons verkeerd oor evangelisasie en disipelskap, want ons dink as ek nie iemand van die begin tot die einde deur die hele proses kan vat nie, dan het ek nie regtig gedoen wat Jesus gesê het nie. Maar luister weer, Jesus sê hier, daar is een wat saai en daar is 'n ander een wat maai. Hoor jy vanmôre, daar is een wat saai en daar is 'n ander een wat maai. Dit beteken dat sommige van ons gaan dalk deur die Here gebruik word net om vir iemand se redding te bid. Kan ek 'n amen kry? Jong, julle is baie stil vanmôre. Julle moet my help.
Ja, somtyds lê die Here dit op jou hart, om vir iemand te bid wat verlore is. Iemand by jou werk, iemand wat jy sien op 'n verkeerde pad is, en jy bid vir daai persoon. Jy kry so sielelas, jy kry so gebedslas. Het dit al met jou gebeur? Ek hoop dit al met jou gebeur het. Dan bid jy vir daai persoon, jy bid vir hom, en dan op 'n stadium dan lig daai gebedslas. En dan lig daai gebedslas vir 'n rede. Omrede die Here dit wat hy wou gehad het, jy moes doen, omdat jy gehoorsaam was aan die stem van die Heilige Gees, omdat jy klaar jou rol vervul het in daardie persoon se lewe. Daar is van ons wat deur die Here gebruik sal word, om byvoorbeeld iemand net te bevriend, om net in so 'n persoon se lewe in te kom vir 'n tyd lank, sodat jy en ek Christus vir daai persoon vir 'n seisoen kan wees. Sodat daai persoon kan sien dalk in 'n krisismoment in sy lewe, hoe hanteer 'n ware gelowige, wedergebore kind van God 'n krisistyd. Hoe hou so 'n persoon sy oë op die Here? Dalk wil die Here jou so gebruik. Party mense gaan jy net vir 'n seisoen bearbei. Iemand is dalk op 'n plek van gereedheid waar hy oop is vir die evangelie, en jy gaan met hom begin praat oor die Here en begin deel oor die skrif. Ek onthou jare terug, gaan so baie voorbeelde. Mense wat oor 'n mens se lewenspad gekom het, alreeds voorberei, hongerharte alreeds. En dan kruis hulle met jou paaie, en dan vir 'n tyd lank deel ons die skrif, en ek help hulle met sekere gedagtes, en hulle ontworstel sekere dinge en dis meer, en dan is dit vreemd baie keer, dan voel ek, ag, het ek nou gefaal op my taak, want hulle het nou uit my lewe uit verdwyn, maar dis eintlik al wat die Here wou gehad het. Vir 'n kort seisoen wou die Here gehad het, moes jy in daai persoon se lewe wees, op sy weg van disippelskap. Party van ons wat hier sit vanmôre, gaan deur die Here gebruik word net om mense na die kerk toe te nooi. En as daar een ding is, dink ek, wat ons almal kan doen. Kom broers en susters, ek wil julle almal in die oë kyk vanmôre. Diep in die oë kyk. Ons kan almal iemand nooi na die kerk toe. Een oproep is dalk al wat dit vat, om te sê, kom kyk, kom luister, kom beleef. Hoeveel getuienisse oor die jare, luister hier, hoeveel getuienisse oor die jare van mense wat sê, hoe het jy die Here gevind? Sê, man, iemand het my saamgenooi na 'n diens toe. En dit was by daai diens wat ek onder die geklank van die evangelie gekom het. Nou, in die week 'n getuienis hoor van vriende wat hier in die gemeente was, die Meyers. Hulle is nou daar op om te sien nie. Jare terug, Philip, ek dink jy het my vertel, was daar 'n groot veldtog gehou hier in Vryheid, ek dink dit was by Sissel iemand of Vryheid Hoorse veld, een van die twee velde. Iemand het kom preek, kon nie presies die predikers onthou nie, en iemand het hulle saamgenooi. Hulle het nie die Here gedien nie, hulle was nie in 'n kerk nie. En daai aand, toe ontmoet hulle die Here. Daai aand, toe neem hulle Jesus aan, en hulle het uiteindelik ingeskakel by die gemeente. Hulle was aktief deel van die gemeente, inteendeel, Saal was deel van ons kerkraad later gewees, vir jare, deel van ons komitees, en uiteindelik het hulle getrek, en vandag nog dien hulle die Here met oorgawe, hulle kinders, hulle kleinkinders, ingeseën, gedoop, die hele lot van hulle. Een uitnodiging, broers en susters, het 'n hele geslag bereik, het 'n hele familie bereik, en ek wil vanmôre, ek wil vir jou sê, my boetie, my sussie, ek wil by jou pleit vanmôre, moenie jou aandeel in die prosesse van God gering ag nie. En die groot fout wat ons maak is om te dink dat ons, wanneer ons praat oor disippelskap, dat ons dink dat ons iemand van bekering tot volwasse Christen moet vat. Maar dis glad nie wat die woord van die Here vir ons leer nie. Die woord sê, een van ons sal saai, en 'n ander een sal oes, waar 'n ander reeds gesaai het. Maar wat belangrik is, luister hier, is nie wat jy doen nie, maar is dat jy doen wat die Heilige Gees vir jou sê, wanneer die Here iemand oor jou pad bring, en wanneer die Here vir jou 'n geleentheid gee. Dis soos Jesus by die put, by die vrou. Jesus het daar aangekom, hy was dors, hy moes daardeur beweeg. En die volgende oomblik is daar 'n vrou by die put, en Jesus kon aan hierdie vrou die lewende water gee, en uiteindelik het sy 'n groot getuie vir die Here geword. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Ons elkeen se rol lyk anderster. En ek wil dit vanmôre vir jou sê, God wil elkeen van ons gebruik. Ons elkeen se kring van invloed lyk anderster.
Daar's mense wat jy gaan bereik wat ek nooit sal bereik vir die Here nie. Daai ouens wat saam met jou werk, daai werkers, ek sal hulle nooit bereik nie. Maak nie saak hoeveel advertensies ons uitstuur vir ons Sondagdienste nie. God het jou daar gesit. En God wil hê dat jy in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees moet doen wat hy wil hê jy moet doen in hulle lewens. Ons elkeen se vermoëns, ons ouderdom, ons gawes en ons geleenthede lyk anderster. En luister, ek wil vanmôre sê, 'n ouer persoon wat dalk nie meer so mobiel is nie, kan nog steeds bid. Kan nog steeds mense nooi. 'n Jong kind kan nog steeds sy maatjies ook nooi na die kerk toe. Of Vrydag aand na die jeugbyeenkoms toe. 'n Werknemer kan steeds 'n kollega beïnvloed. 'n Sakeman kan steeds in sy werksomgewing 'n getuienis wees, want in die oes van God is daar nie onbelangrike mense nie. Daar's net mense wat beskikbaar is en mense wat nie beskikbaar is nie. Dan in die derde plek. In die benadering van Jesus sien ons iets baie interessant. Jesus bring mense van tweedehandse getuienisse na persoonlike geloof. Kyk hoe mooi is dit, vers 39 tot 42, ek lees dit gou weer vir julle. Die skrif sê, en baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly, en baie meer het op grond van sy woord geglo. En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker is. Broers en susters, sien u wat hier gebeur het? Hierdie vrou het nie met lang ingewikkelde teologiese gesprekke na hierdie mense toe gegaan nie. Al wat hierdie vrou gedoen het, is sy het gegaan en sy het gaan vertel. Sy het gaan getuig wat Christus in haar lewe gedoen het. Broers en susters, ons wil die evangelie, ons wil die Bybel te ingewikkeld maak. Hoor nou wat ek sê vanmôre vir julle. Mense wil vashak by, het Adam en Eva nou naaltjies gehad en was die eier of die hoender nou eerste, of het Kain en was daar nou al mense op aarde toe Kain nou vir Abel doodgeslaan het en al hierdie goedes, en was dit nou 'n groot vis of was dit 'n walvis gewees? Julle ken ons nou, weet hoe goed. Dis eenvoudig vir ons om die dorp te bereik, vir jou om die persoon by jou werksplek te bereik, is daar 'n wonderlike benadering. Jy het 'n tool in jou hart en in jou mond. En dis die getuienis van wat Christus vir jou gedoen het. Daar is niks kragtiger as jou getuienis nie. Van hoe die Here in 'n sondige lewe ingekom het. En alles nuut gemaak het. Van hoe my huwelik op die rotse was. En ons gedink het daar geen hoop was vir daardie huwelik nie. En die Here het ingekom. En hy het ingegryp. Van hoe my kind siek was. En ons gebid het tot die Here. En die Here ons gebed geantwoord het en die kind gesond geword het. Dis wat Jesus vir my gedoen het, van hoe my lewe was en hoe my lewe nou is, omdat die Here 'n verskil in my lewe gemaak het. En wanneer ons bereid is om ons getuienis met ander mense te deel, luister die broers en susters, dan word daai getuienis 'n werktuig in die hand van God. Ons hoef mense nie te probeer oortuig van waarhede nie, ons hoef mense nie te probeer reg en verkeerd bewys nie. Deel jou getuienis van dit wat die Here in jou lewe vir jou gedoen het. Baie keer dink ons die getuienis moet ingewikkeld wees, ons dink ons moet elke vraag kan antwoord, ons dink ons moet alles mooi kan verduidelik. En soms begin 'n getuienis met 'n eenvoudige uitnodiging. Kom kyk, kom hoor en kom saam. En dan uiteindelik sien ons nog iets diepers. Die Samaritane kom na Jesus toe, hulle vra hom om by hulle te bly en die skrif sê hy het 2 dae daar gebly. Die werk is verdiep en dit wat hulle aanvanklik uit die getuienis van die vrou gehoor het uiteindelik gelei daartoe dat hulle nie net gekom het om te luister na wat met daar gebeur het nie, maar uiteindelik het hulle Jesus self gevind en hulle het uiteindelik
hulle eie verhouding met Jesus ontwikkel. En dit is die hart van disippelskap. Hoor gou hier vanmôre. Is nie dat ek en jy net die boodskap verkondig nie, maar is dat ons 'n werktuig in die hande van God sal wees. 'n Stem wat nooi, 'n lewensvoorbeeld wat getuig, sodat ons ander na Jesus toe kan neem. En hulle aan hom kan voorstel, en wanneer hulle aan hom voorgestel is, hulle hom kan leer ken, en hulle ook disippels van die Here Jesus kan word. En wanneer hulle disippels van Jesus geword het, dan gaan dieselfde proses wat in ons lewe plaasgevind het, en wat ons in hulle lewe gedeponeer het, kan hulle weer in ander mense se lewens gaan deponeer. En dit gebeur in die alledaagse, daar waar ons beweeg, en daarom, en nie meer maak ek klaar. Is ons getuienis so belangrik daar buite. Maar ek en jy moet intentioneel wees daarmee. So ek wil jou challenge hierdie week. Ek wil jou challenge, luister gou hier, ek is van mening, dat as ons nooit weer bid vir ons behoeftes nie, sal die Here in elk geval in al ons behoeftes voorsien. Hy is tog immers die alwetende God. Is dit nie so nie? Hy weet ek like a wit Toyota Hilux. Hy weet dit baie goed. Ek hoef dit nie te sê nie. So as hy weet waarvan ek hou, en hy weet wat ek begeer, en hy dink ek het dit nodig, en dit vir my wil gee, sal hy dit vir my gee. Dis net om 'n voorbeeld te gebruik. So as ek nooit weer, die skrif sê nog voordat die woorde op my mond is, dan weet hy alreeds wat ek gaan bid. Goed, maar tog van wie ons verhouding, is dit ook lekker vir hom wanneer ons spesifiek is, soos wat 'n kind na sy pa toe kom, en nies meer. Maar ek wil jou uitdaag hierdie week om jou gebede te skuif. Om dit weg te draai van jouself af en te begin bid in die oggende. Here, sal U my vandag gebruik? Here, daar waar ek moet gaan vandag, daai vergadering wat ek moet gaan bywoon. Here, ek gaan dalk nie vir daai ouens preek nie, maar die manier waarop ek myself gaan oorbring. Die geduld, die respek waarmee ek gaan luister. Die manier waarop ek gaan reageer wanneer almal onder druk is en almal kwaad is en almal wil ontplof. Die vrede, die geloof, die woorde wat ek gebruik. Broers en susters, al hierdie dinge kan deel van God se werk wees in die proses van disippelskap. En dalk is dit waar die Here jou wil gebruik. En luister, as die Here vir jou dit moontlik maak om iemand te neem van bekeerling, en die Here gee vir jou disippels soos Paulus vir Timoteus gehad het, en Timoteus saam met hom geloop totdat hy uiteindelik volwasse was en hy die leiersels kon oorgee vir 'n gemeente, en Timoteus weer 'n disipelmaker van ander kon word. 'n Wonderlike voorreg. Maar kom ek maak jou vry vanmôre. God gebruik ons nie almal op dieselfde manier nie. En oor die jare het ek baie agtergekom, mense dink, hulle is nie deel van dit nie. Hulle is nie deel van die disippelskapproses nie, want disippelskap is hierdie groot, omvattende ding. En as ek nie by al die stappe betrokke was nie, nee, Jesus sê, daar's een wat saai, daar's een wat maai. Sommige van ons sal maai waar ons nie gesaai het nie. Ander van ons sal saai in mense se lewens en ons sal nooit weet wat die aard van die oes gaan wees tot die dag wanneer Jesus ons kom haal nie. Die vraag is nie hoeveel jy gedoen het nie, die vraag is net, is jy bereid en beskikbaar om te doen wat die Here vir jou vra om te doen. Maar as ons maandag werk toe gaan, met ons oop wees en sê, Here, gebruik my. En mag die Here ons geestelike oë oopmaak, dat ons met 'n geestelike perseptiefnis sal leef, dat wanneer ons in mense se teenwoordigheid kom,
dat ons sal kan optel waarmee is die Here besig in mense se lewens, waar lê die behoefte. En dit gaan ook beteken dat ons so 'n bietjie grasie moet los in ons dag tot dag vir die Here. Ek het al agtergekom, selfs in die kerk, baie keer is my agenda, my program so vol, dat ek amper nie onderbreek kan word nie, want as ek nou spoed verloor, dan gaan die dinge uitmekaar uitval. En dis 'n fout, broers en susters. Dis 'n fout. As ons die lewe van Jesus bestudeer, ons sien ons Jesus was gereeld onderbreek. En dan het Jesus gestop. En dan het hy sekerlik gevra, Vader, waarmee is U besig? Dalk is hier 'n soekende siel wat dors is en wat ek vandag kan bereik vir die Here. Kom ons sluit 'n bietjie ons oë vir 'n oomblik. Vader, vanoggend se boodskap was so elementêr. Maar Here, dis wat U gedoen het. Dis hoe U geleef het. En Vader, as 'n kerk het U ons die voorreg en die geleentheid gegee om in die voetstappe te kan volg. Ons het almal 'n kring van invloed. As ons hier uitstap vandag, Here, gaan ons iewers met mense te doen kry. En Vader, is die gebed van my hart dat U vir ons sal help. As die kinders, dat daar waar ons beweeg, dat ons met 'n bewustheid sal leef van U wil en van dit waarmee U besig is. Here, gebruik ons. Ek wil dit die gebed van my hart maak, elke oggend as ek opstaan om te sê, Here, as ek vandag by die deur uitgaan, Here, waar wil U my gebruik? Hoe wil U my gebruik? Here, wys my in wie se lewe U wil hê ek vandag moet inspreek. En Here, ek bid dat U ons die moed sal gee, om wanneer U iets op ons harte lê, om net te reageer op net dit wat U vir ons gegee het en niks meer. Vader, dis die saad. Dis die saad wat dalk uiteindelik sal ontkiem en 'n groot boom sal word wat baie vrug gee en skadu gee aan baie mense wat daaronder kan sit. Vader, dankie daarvoor. Here, ons gee die week in die hand oor. Ons wil vra dat U vir ons elkeen sal gebruik as instrument in die hand en sal lei ook langs hierdie weg. En ons dankie daarvoor.